Mense, ek wil graag met julle iets deel. Die Here het met my iets so mooi gepraat, so besig geraak met my. Halleluja, en ek is opgewonde om hierdie boodskap te bring. Is bietjie 'n lekker een om te bring. Die Here praat met my en dit maak my so opgewonde om te besef, as die Here sê wil ons seën, dan is ek soos 'n kind wat die pa het winkel toe gegaan, hy het gesê ek bring vir jou ietsie saam. Ek bring vir jou ietsie saam. Wat gaan ek kry? Ek is opgewonde. En dis hoe opgewonde ek vanmôre is. Die Here praat met my met die tema, kry jou kanne gereed. Kry jou kanne gereed. Kyk gou vir een langs jou, sê, is jou kanne gereed? Is jou kanne gereed? Kom ons kyk gou wat sê die woord van die Here in Johannes 2 vers 3 tot 10. Ek lees vir ons die ou vertaling. Hy sê, en toe daar wynkort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie. Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Nou kyk nou hierdie mooi deel, wat antwoord sy nou op daai? Sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En sy laaste antwoord is, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nie gekom nie, dit klink soos 'n nee. Is dit so? Verstaan julle in Afrikaans dit ook so? Maar sy weet wat sy weet. Sy weet wat hulle nie weet nie. Sy sê net wat hy sê moet julle doen. Toe weet sy dit gaan volg. Sy weet dit gaan volg, want sy weet, wanneer ons na God toe nader vir iets, gaan hy dit doen. Al sê nie dadelik vir jou, ja, okay, ek gaan dit doen nie. Hy gaan dit doen. Doen net wat hy sê. Sy sê net wat hy sê moet julle doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van Jode 6 klipkanne gestaan, wat elk 2 of 3 ankers hou. Dis so plus minus 100 liter. Jy sit gou vir ons daai prentjie op. Kan julle? Ek het so 'n prentjie geneem, dit is hoe hulle lyk, daai tipe kanne wat hulle gebruik. Ek het hom nogal afgeneem daar in Kana. My eie foto. Vir die wat saam Israel toe gaan, ek gaan julle wys. Okay, gaan maar weer uit. En Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar, en hulle het gebring. En die hoofdienaar, toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het, en hy het nie geweet waar vandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het geweet, natuurlik, roep die hoofdienaar die bruidegom, en sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle nou goed gedrink is, in Afrikaans goed gesuip is, as hulle nou goed gedrink is, dan die slegte, want dan sal hulle ons nou al 'n bietjie op 'n stasie. Vir die ouens wat nou vir my wil verduidelik, dit nie alkohol in gehad nie. Jy raak baie moeilik gesuip op druiwesap. Ek weet nie, dalk is ek bietjie dom, ek is nie 'n drinker nie, maar ek kan tel. Okay, maar in elk geval, en wanneer jy nou lekker goed gedrink is, dan sit jy slegte voor. Maar u die goeie wyn tot nou toe bewaar. Wow! U die goeie wyn tot nou toe bewaar. Die beste het die laaste gegee. Kyk wat het gebeur met ons Bybel, die eerste gedeelte en die laaste gedeelte is die beste gedeelte. Amen. In die begin het hy Moses gestuur, maar toe het nie werk nie, toe kom Jesus, en Jesus sterf vir jou en my, die beste vir laaste, halleluja, en daarom sê, julle kan nie nuwe wyn in ou leersakke gooi nie. Want wat gebeur die oomblik wanneer jy 'n wyn in 'n leersak gooi, begin hy gis en hy sit uit en hy word hard, hy vorm. As jy nou nuwe wyn daar sal ingooi en dit het reeds hard geword, dan breek hy bars en dan skeer hy, dan loop die wyn uit. Wie oor het om te hoor wat die Gees van God sê. Dis hoekom 'n paar van die wettiese manne so duiwel vat en alles loop uit, want hy bars. Want hy het hard geword. Hy het droog geword. Hy het suur geword. Ja, amen. Dankie Here vir die 3 wat saam is vanmôre. Nou in elk geval, ek wil met die deel oor die gedeelte, en Here praat met my, en hy sê vir my, gaan sê vir my volk, hulle moet hulle kanne gereed kry, die wonderwerke gaan plaasvind. Die Here sê, jy sit met behoefte, jy het vra, Here ek sukkel, ek het tekortkoming, Here ek is besig om gebrek te ly, dis tyd om jou kanne te gaan bymekaar bring, is tyd om jou kanne te gaan haal. Die profeet van die Here kom op 'n plek, Elisa, en die mense moune sê, ons het moeilikheid, jou skuldeisers wil my kinders neem.
Hy sê, wat het julle? Sê nee, ons het 'n kan met bietjie olie. Ons het olie daarom. Ek sê nee, kom gou hierso. Gaan uit, gaan kry soveel kanne as wat julle kan. Gaan haal die kanne, bring hulle bymekaar. Hy sê, en dan kyk ons wat die Here doen. En hulle begin daai olie vat en hulle gooi. Ek dink daai laities het na rand gekyk, wat gaan hier aan? Want hier is ons nou regtig nie so baie nie. En hulle gooi het een klein kannetjie, gooi hulle al die groot kanne vol. En hulle gooi vol. En een kan na die ander kan, na die ander kan, na die ander kan. En hier kom al die kanne. Nou ek wil vir jou sê, dis nie baie nodig nie. Selfs vandag se jonges sou dit verstaan. Regtig, jou wiskunde hoef nie goed te wees nie. Jy sal verstaan. Jy gaan nie uit 'n 5 liter, 10, 25 liters vol maak nie. Julle verstaan dit, nee. Asseblief, ek wil net verstaan almal dit. Baie so 'n bietjie vir my, dan weet ek julle verstaan dit. Amen. En hulle gooi, want weet jy wat? God het die wonderwerk gedoen toe hulle die kanne bymekaar bring. Daai het nie skielik, daar staan al die kannetjies nie. God doen die wonderwerk toe die kanne bymekaar kom. Toe die menigte sit, hulle kort kos, het God nie gesê, wees versadig nie. Hy het gesê, wat het julle? Broodjies en visies, net so 'n handjie vol. Nou ons het daai visies gesien, ek het nou nie 'n foto daar nie, ek moes dit ook vir julle opgesê. Is so 'n groot visie. Dis klein visies. Is ook die een wat die starter in sy bek gehad het, die een plek waar ons eet in Israel, dan gee hulle nou vir die so buffet ete wat ons eet, dan lê al die visies nou daar. Nou hy's so groot, nou jy vat so 'n hele ou visie sit jy nou in jou bord, en dan het hulle nou vir die naaisigheid daarvan, nou en dan sit hulle 'n starter klein muntstukkie in die visie se mond. Vir as die mense nou sal, en dan kry jy nou hierdie muntstukkie, dis nie 'n kar starter nie mans. 'n Starter is 'n muntstukkie. Ek kyk van jong ouens kyk nou skielik, ek het gedog is 'n hele starter. Nee, dis 'n muntstukkie. Okay. En dan sit hy nou die muntstukkie in visie se mond, soos jy nou se eet, val die muntstukkie uit en dan is jy nou baie opgewonde. Ek dink is iets baie spesiaal, is oulik dat hulle dit doen. Maar in elk geval, nou vat hulle hierdie ou broodjies en visies. En die oomblik toe hulle dit bymekaar bring, toe sê hy, kom, ek gaan vir julle gee, gaan deel julle vir hulle uit. En hulle gaan, en die disippels begin uitdeel. En weet jy wat het hulle gedoen? Hulle het nie met hulle hande, dink ek, net uitdeel nie. Ek dink hy het dit in mandjies vir hulle gegee om te gaan uitdeel. Want dit sou mos nou lelik wees as ek hier so in my hande, okay, pak nog 'n paar tubas hier op, hierso, vang hierso. Maak dit sin? So hulle het gegaan, die oomblik toe hulle begin die mandjies bymekaar bring, toe maak Jesus die mandjies vol. Hulle het 12 mandjies vol brokstukke opgetel. 12 mandjies vol brokstukke opgetel. God vermeerder die oomblik toe hulle goed begin bymekaar bring. Weet jy, ek kyk na die woord van die Here, dan sien ek, my God wil wonderwerke doen vir sy volk, maar sy volk moet dit glo. Moses, wat het jy? Here, maar hoe gaan hulle my glo? Ek hakkel nog. Ek weet nie eens hoe om lekker te praat nie, wat gaan ek maak? Hy sê, nee, ek is met jou. Bring bietjie vir Aaron nader, laat hy bietjie help. Hy sê, maar wat het jy in jou hand? Hy sê, Here, 'n staf. Daai staf word naderhand toe hy sien, hey, hierdie staf is oulik. Hy verbeel jy het nog altyd 'n kier en volgende week begin die ding te blom. Jy sê, jou lam skrik man. Is nie 'n groen kier nie, hy is ons droog. En volgende oomblik gooi hom neer, hy word 'n slang. Ek weet nie hoe gryp hy hom nie. Ek sou vir die kop gegaan het. Ek sou dalk vir die kop gegaan het. Maar in elk geval, en hy gryp sy stert en hier, dis net wow. Weet jy wat het gebeur? Moses moes die staf bring. As jy gaan mooi lees, praat hy van 'n staf, later beskryf hy hom as hierdie staf, en later noem hy dit God se staf. Weet jy wat? Jy sit dalk vanmôre, jy voel, Here, maar ek het niks. Ek wil vir jou sê, bring die kanne. Bring vanmôre jou staf wat jy het. Dit wat jy dalk moet gebruik om ondersteuning te hê, want dis dalk hoe jy loop. 'n Staf is meeste van die tyd, of as jy 'n skaapwagter was, het jy 'n herderstaf gehad, of anders is dit maar iets wat jy gebruik om mee te loop. Maar jy sê, bring hom, ek gaan sommer vir jou deur hom werk. Ek wil vandag vir jou sê, God wil jou gebruik. God wil wonderwerke doen vir sy volk, maar ons moet in beweging kom. Ek wil hê jy moet iets baie mooi verstaan. Jy moet iets baie mooi verstaan. As jy ooit na ons kerk se kant toe ry en jy kom nou van Hartenbos se kant af, lees wat hier staan. God seën 'n poging. Hy seën nie niks nie. Sê dit saam met my.
God seën 'n poging, hy seën nie niks nie. Mense wil hulle boude heel te sit en verwag die Here moet die werk vir jou doen. Stellig nie. Stellig nie. God seën 'n poging, hy seën nie niks nie. Ek wil hê jy moet dit mooi verstaan. As mense wat dit nie wil verstaan, is mense wat nie wil hoor nie. 'n Ou wat werk, God seën jou werk. God gaan nie laat jy in jou sitkamerbank sit en game speel en jou seën met finansies nie. Dis nie hoe my God werk nie, want dan sy teen sy eie natuur. Jy moet iets doen en God seën jou daarvoor. Begin in die beweging kom. OK, kom ons gaan nou verder. Nou kyk ons nog 'n bietjie wat die profete gedoen het. Ek is natuurlik baie lief vir Elia en Elisa. Elia kom by die vrou, hy sê, "Hey man, maak gou vir my bietjie klaar en dan maak jy gou vir my 'n broodjie laat ons kan eet. Ek is honger." Sy sê, "Meneer, dis hongersnood, dis swaar. Ek het klein bietjie meel en klein bietjie olie. Ek gaan nou 'n toebroodjie bou vir my en my seun. Ons gaan dit eet en dan gaan ons nou maar doodgaan. Dan gaan ons sterwe." Dis wat sy gesê het. Nou, ek dink as 'n vrou in daai tyd, toe hulle meer tyd in die kombuis spandeer het sy min of meer geweet wat is die mate meel wat nodig is en olie vir 'n ou toebroodjie. Is dit so? Nou kom sy daar en hy sê vir haar, "Gaan doen wat ek vir jou gesê het. Die meel sal nie opraak nie, die olie sal nie minder raak totdat God voorsien nie." Nou moet sy geloofstap neem, want dis lewe en dood. Dis nie net, "Ag, dit kan dalk nice wees, dalk verloor ek 'n paar rand nie." Dis al wat sy het. Is haar laaste. En ek dink sy het taamlik uitgehonger om te sê, "Hoorie, net voor ons dood gaan ons daai eet." So ek dink sy was al taamlik honger. Taamlik desperaat. En hy sê vir haar, "Nee, maak eers vir my. Dan maak jy vir julle maak." Ek dink sy dink, "Hoorie, hier, ek weet dan is iets anders by hierdie man. So ek voel ek gaan hom maar vertrou, maar hier is 'n groot ding. Dink nou mooi, jy moet jou kind se laaste kos vir iemand anders gee. Maas, dink gou 'n bietjie daaraan. Kan jy regtig dink jou heel laaste, dit wat jy vir jou kind wil gee voordat hy doodgaan van honger, gaan jy gou vir iemand anders maak? Maar sy vat die woord van die profeet. En sy vat daai meel en sy skep. En sy gooi hierso die mate in wat nodig is vir die broodjie en ek dink sy het hom so gevat en gedog, ek gaan sommer die laastes uitgooi. Toe sy gooi, maar wow, is amper te veel. Jesusie, maar nou wat nou? Sit hom terug, vat die olie. Dog sy gaan die laaste stiep, want sy het gesê as die laaste is, dan is dit klaar. So dan gooi jy dit mos sommer so uit die bottel uit. Ek dink dus, wag, is genoeg. Jo, maar daar's nog steeds wat. You must be joking. Wat gaan hier aan? Wat gaan hier aan? Daar's nog net soveel. Ek wil my verbeel is bietjie meer as wat dit was. En kyk hier, maak die broodjie. Ek dink Orkot kyk sy verhouding terwyl sy hier besig is kyk vir daai goed. Wat gaan aan? God sê, bring jy vir my dit wat jy het. Dit sal nie opraak nie. Hoor vanmôre die woord van die Here. Soos die volk van die Here wat God uitgelei het, se klere het vir 40 jaar in die woestyn, het 'n skoene nie versluit en deurgeloop nie. Hulle klere het nie oud geraak nie. God het hulle bewaar. So sê hy vir hierdie vrou, vertrou my. En God het vir haar voorsien. Elke dag het sy daai wonderwerk gebly beleef. Hy het nie skielik, hier loop dit oor en oral is net meel nie. Sy het net bly gooi en dit het nie klaar geraak nie. Dit het nie klaar geraak nie. Dit is soos pappa se plastiek kaart vir die kinders. Jy druk hom net in en die geld kom uit. Hy kan nooit leeg wees nie. Mag die Here ook help dat hy nooit klaar raak nie, maar okay. In elk geval, en so gooi sy die meel en sy gooi die olie en elke dag sê sy my seun, hier's nog. Ons gaan môre ook eet. En ek dink daaraan begin sy 'n bietjie groter broodjies bou. Sy sê, "Wow, God is goed." Nou ek wil vandag vir jou sê, die profeet het vir haar gesê, "Gaan maak dit vir my." So sy moes die kannetjie olie nader bring. Sy moes dalk die kannetjie waar die meel was nader bring, dat God dit kan gebruik. Elia kom, en hy kom maar by die see en hy moet deur daai water gaan. Die see was nie droog nie, hy het nie gegaan, hy vat sy mantel en hy slaan, en volgende oomblik, stofwolk nie. Hy moes sy mantel so op die water slaan, toe kloof die water.
Jy moet baie keer in jou omstandigheid, moet jy daai mantel slaan op die omstandigheid, sodat God die oorwinning kan gee. Maar ons sê nie, ek sal glo as ek sien. Baie keer is dit nodig om te glo sonder dat ek sien, sodat ek kan sien. Amen? Ek wil vandag vir jou sê, jy sit met 'n reus dalk voor jy sit met 'n probleem voor jy sit met 'n see voor jy sit sonder uitkoms, jy sit met 'n doodloopstraat. Daai is 'n doodloopstraat as jy voor die water as jy moet oorgaan. Maar God sê vir jou, wat het jy by jou? Slaat dit vandag op die water, ek sal dit oopmaak. Ek sal vir jou dit oopmaak. Moses kom by die rots. Die volk is dors. Dis warm, dis droog. Mense, dis droog naby woestyngebied. Dis droog. Dis regtig droog. En op die einde van die dag kom hy daar en die volk is dors. Here sê, sien jy hierdie kierie wat ek jou gegee het, die staf, wat 'n staf was, wat hierdie staf geword het, wat God se staf is, slaat hom op die rots. Toe hom so slaan op daai rots, toe begin die water so uitloop. Ek dink van die ouens het daai kierie daar na ondersoek op elke gebied. Gekyk, ja, hier's iets aan hierdie kierie. Dis seker waar die towerstaf hier vandaan kom wat hulle probeer namaak. Maar weet jy wat? Ons het nie te doen met towery nie, ons het te doen met God wat antwoord. En God antwoord en hy gee water uit 'n rots uit. As daar nou iets is wat droog is dit 'n klip. As daar iets is wat hard is dit 'n klip. En die Here kom gee water daai uit. God het met al hierdie goed die onmoontlikste goed gebruik om die moontlikste te maak. Ek wil hê jy moet vandag mooi hoor. God sê jou omstandigheid is vol niks. Jou probleem is niks. Die wonderwerk lê naby, maar jy moet gaan begin kanne bymekaar bring. Jy moet jou deel begin doen. Hier kom Samson. Hey, kyk die manne so, hy sien, julle is 'n paar wat moet pak slaag kry. So, wat gaan ek maak? Ek moet hierdie manne gou uitsort. Van die begin af het God vir Samson gemaak. God het gesorg dat Samson gebore word, sodat hy hom kon wreek teen die Filistyne, teen die vyand. En weet jy, baie van ons is ook nou maar ongelukkig daar om die vyand bietjie pak slaag te gee. En nou sien Samson skielik, hier's 'n paar man voor my, hier's 'n hele klomp, so ek moet nou ietsie doen. En Samson kyk so, hy sê, ek wil nie vandag my vuiste mors nie, wat gaan ons doen? En hy sien hier sy eselskakebeen. Nou, dit het seker al 'n bietjie geryk by daai staan, maar okay, hy vat daai kakebeen, ek dink hy breek die een deel af, want daar is mos nou 'n dubbel deel, so hy haal die een deel af, laat hy daai lekker been het. Hy sê, kom, wie soek eerste pak sla? Kom, en hy sorg daai manne uit. Ek wil vandag vir jou sê, die eselskakebeen het geensins oorwinning gehad oor die volk nie. Maar gehoorsaamheid in 'n man van God se hand het dit die kragtigste wapen gemaak wat dit is. Maar as 'n eselskakebeen op sigself 'n goeie wapen was, dan het die militêre mense vandag nog elkeen met 'n kakebeen rondgeloop. 'n Kakebeen beteken vir jou niks as God nie in dit is nie. Hier kom Dawid. Jy hou aan ons uitdaag, jy maak my kwaad, ek gaan my vererg vir jou, ek gaan vir jou gooi. En Goliat hou aan. En hy kom daar, hy sê, hierdie man hou nou aan, het julle hom nou nog nie geleer nie. En hy stap weg en hy begin homself geestelik vervies vir die man. En hy sê, wag, ek sê sommer hierdie slingervelletjie vat. En hy gaan staan daar by die water en ek dink hy praat so met die Here, hy sê, Here, moet ek 'n backup vat? En hy kyk so vir die klippies en hy sê, maar hierdie een lyk mooi. Hy is nog 'n mooie. En hy tel so 5 op. Baie interessant, op die einde van die dag, u wat die verhaal ken, daar's 5 reëse verslaan, maar hy het net die een verslaan. God weet ook hoekom hy goed doen. Maar in elk geval, lang storie kort te maak, tel hy die klippies op, hy gooi hulle hier so in sy sakkie, en hy sit daar enetjie in die slingervel, hy sê, Boeta, jy moet nou maar 'n les geleer word, want jy wil nie luister nie. Ons het nou mooi gepraat, mooi praat werk nie. Ons het nou gebid, dit help nie. Ons het gehuil, die manne het glo ek offers gebring, niks het gehelp nie. Dis nou tyd dat jy moet voel. En dis baie keer hoe ek voel teenoor die duiwel. Ek dink ek het nou mooi gepraat, ek het nou gebid, ek het skrif gevra, ek het alles gedoen, maar nou help nog niks nie. Dis nou tyd dat ek 'n bietjie uitklop hou moet gee. Was van julle al daar? Jy sê ek het nou alles getraai, maar jy wil nie hoor nie. Ek wou nie, maar nou gaan ek jou pak slag gee.
En hy vat daai slingervelletjie. En hy sê vir hom, jy kom. En hy sê vir hom, wat is ek nou 'n hond dat jy so na my toe kom? Hy sê, jy kom en jy daag die ordes van God uit. Jy kom met jou dalk spies en swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die leerskare. En toe hy daai slingervel so swing, dit wat hy het, dit wat hy gehaat het, dalk 'n geringe instrument, soos om met 'n ketty te gaan, is vir ons dalk meer duidelik, ons wat ketties ken, hè? Jongens, dit is nou so 'n houtjie wat so loop, soos 'n ei, ken julle ei? Ei vir ys. Dan sit hulle rekke aan hom, met so 'n velletjie en dan, okay, ek noem dit, ons jongens ken nie meer goed nie, ons speel dit net op games. En in elk geval, en hy vat daai ding en hy begin om te swaai. En ek dink die oomblik terwyl hy hom so swaai, toe kom die krag van die Here oor hom. En die Here maak dat daai krag 'n superkrag raak. Want hy kom in beweging. Die beweging bewerkstellig 'n wonderwerk. En terwyl hy hom so swaai, toe kom die salwing op hom en hy gooi hom en hy gaan deur met daai skild wat hy opgehad het, daai helm wat hy opgehad het. Gaan hy daar presies die enigste opening wat daar is. Kom hy so in, hier so opening hier so, hy druk hom presies so in die voorkop in. En toep, daar lê hy. En Dawid gaan en hy gaan vat hierdie man so swaard. Dit is uiteindelik 'n groot storie gewees. As jy gaan luister hoeveel kilogram het daai ding geweeg, vat toe ook al sy krag, sleep hom nader. En ek dink nie genodig gehad om te kap nie, het net nodig gehad om op te tel, hy het sommer self gekap. So swaar was hy en hy kap toe die reus se kop af. En God gee vir sy volke oorwinning, omdat daar een man was wat gesê het, genoeg is genoeg. Ek sê vanmôre vir jou, God wil jou dalk roep om te sê genoeg is genoeg vir wat aangaan in jou besigheid. Wat aangaan by jou werksplek. Wat aangaan in jou huwelik of in jou huis of in jou familie. God soek een man of een vrou wat sê vanmôre genoeg is genoeg. Hierdie is die vyand wat die ordes van God uitdaag. Hierdie is die vyand wat die seën van God wil bedreig. Hierdie is die vyand wat ons vrede wil steel. Hierdie is die vyand wat wil onheil bring. Ons weier dit in Jesus naam. Kry vanmôre dit wat jy het en sê in die gees, begin ek dit bymekaar maak. Kry vir jou wapen. Weereens is 'n slingervel nie so 'n goeie wapen nie, anders het hy vandag nog almal met slingervelle rondgeloop as hulle beklei. OK. Die krag is wat God gedoen het. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here praat met my en die Here sê vir my, gaan ons gemeente seën. Ek is baie opgewonde, die gemeente moet geseën word. Ons sit taamlik vollerig, partykeer meer vol, partykeer minder vol. Ek sê, Here, ek kan niks daaraan doen nie. Ek sal bitter graag nou wil gaan en sê, hoorie, kom ons koop 'n stuk grond, kom ons begin bou. Ek het nie daai geld nie, die kerk het nie daai geld nie, ons het dit nie. Maar wat ons het, kan ek gebruik. Want God sien 'n poging, hy sien nie niks nie. So ek bid baie hard dat die Here sal voorsien. Maar tot hy voorsien, stagneer ons nie. Tot hy voorsien het die Here op my hart gelê om so lank te gaan en ek het begin my leierskap versterk. Ek het begin die versorgingsgroep leiers versterk. Ons het begin om die leierskap in geheel te versterk. Ons bestuursraad te versterk en ons dagbestuur, die pastore, te versterk. En die Here het op my hart gelê en gesê, lei hulle op met alles wat in jou is en ek's besig met hulle met leierskap ontwikkeling om hulle voor te berei, want weet jy wat, ons sit dalk nou op die stadium is ons 600 mense, maar nie ver van die dag af nie. Hoor die woord van die Here in die toekoms, gaan ons 3000 mense sit. En dan moet ons gereed wees. Dit help nie ons wil dan wakker word nie, maar dan het ons van hulle al verloor. So ons doen die menslike deel, ons berei so lank voor, ons doen ons leierskap, ons kom in gereedheid, ons kom in aksie, sodat God dit kan seën. Of gaan ons maar sit en wag, ag, dit gaan nie nou gebeur nie. O, weet jy, jou deur is grond in Mosselbaai. Ag, daar's baie kerke. Ek wil vir jou sê per square meter en hoeveelheid mense het Mosselbaai van die meeste kerke dink ek in Suid-Afrika. Ek meen hier 2 kilometer links en regs sit ons met 1 2 3 4 5 6 7 kerke. As ons nog 2 3 kilos aangaan, is daar nog 3 4 by. Ons sit met oral kerke. Grond is duur.
So, wat moet ek doen? Kom ek gaan sit en huil. Vir my kop maak dit nie sin nie, dit sal nie kan gebeur nie. Of dink jy God eer vanmôre die man wat sê, Here, ons kom in beweging, ek berei my voor vir die mense. Here, ons begin ons goedjies reg kry, ons leierskap kom in plek, want God gaan hulle stuur. Weet jy hoekom? Want mense soek nie meer leë woorde nie. Mense soek die betoning van krag, mense soek die salwing, mense soek die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Mense soek God se stem. En ek sê vanmôre vir jou, ek doen die menslike, God doen die bo-menslike. By geleentheid sê die Here vir my, wil praat met die volk. Ek het baie bedien in profesie. En die Here sê vir my, hy wys vir my, wil praat met die volk. Maar nou staan ek op die platform, ek het nie 'n woord nie, nou wat moet ek sê? Die Here sê, bedien in profesie, ek sê, Here, maar ek het niks. Weet jy wat sê die Here vir my? Hy gee my nie 'n woord dat ek kan opgewonde raak nie. Hy sê vir my, tree af. Nie af nie, af van die platform af. Ek tog nou, menslik dink ek, wat gaan dit nou verskil maak? Nee, logika. Die oomblik toe ek my voet neersit, en ek gee 'n tree vorentoe, toe kom die krag van die Here oor my, en ek sê, so sê die Here. Ek wil vir jou sê, God wil jou gebruik om vir mense woord te gee. Maar jy staan daar in twyfel, begin die tree gee, God sal die woorde gee. Begin vanmôre, net daai beweging maak. Toe Samson nader gaan, hy het nie by die huis gekyk, okay, wat is die beste kakebeen wat ek het, toets hom bietjie, voel bietjie lekker nie. Nee, ek dink hy was op pad na hulle toe en gemeen, julle gaan gou pak kry. Toe sê hy, kom ek vat sommer hierdie ding wat op my pad is. God gee vir hom die oorwinning. Ek wil vandag vir jou sê, jy het dalk nodig vanmôre om net bietjie in beweging te kom. Want God seën 'n poging, hy seën nie niks nie. Jy het nodig om in beweging te kom. Die oomblik wat ek in beweging kom, val vrees weg, val twyfel weg, val al hierdie goed weg, dan begin geloof en aksie kom, en ek raak opgewonde, en ek ervaar die heerlikheid van die Here. Is dit so? Die oomblik as ek beweeg, dan kom die krag van die Here oor my. Vanmôre sê die Here vir my, wil iets illustreer, ek weet nie wat nie, ek sê, Here, ek verstaan nou nie, en ek bid, ek is moeg, ek het die laaste tyd verskriklik laat en lank gewerk, en ek is moeg. Ek sit by my tafel en bid. Here sê, wag, ek wil iets hier demonstreer. Maar nou bid ek, dankie Here, en ek is besig met die Here. Die Here sê, nee, staan bietjie op. Staan bietjie op. Hy kry my so, laat ek opstaan. Ja, so, lekker aan die gang. En hy sê, kom, en ek begin te loop. En ek begin te loop. En soos wat ek loop en begin bid, volgende oomblik, jy kan nou maar sit. Ek het nou net nie gaan sit nie. Volgende oomblik, soos ek loop, toe begin die krag van die Here oor my kom, en ek begin in tale praat, en die heerlikheid van die Here kom oor my, en ek kry krag, want hy sê, julle sal krag ontvang, as die Heilige Gees oor julle kom. Halleluja, maar ons moet aan die beweeg kom, om die krag te ontvang. Maar ons sê, ag Here, asseblief. Ek sê vir jou, as daar een ding is wat my baie vang, ek het 'n probleem daarmee, en ek wil regtig bietjie werk daaraan. Ek weet net nie wanneer nie, ek het nog nie tyd om te werk aan nie, maar ek gaan ergens werk daaraan. Is dit, gedoodsheid klink bietjie swak, kan ek dit maar plain stel, gevrektheid. Ek kan dooiigheid nie hanteer nie. Ek is geroep vir lewe. Ek is geroep vir lewe, want die Gees van God bring lewe. Kom ons gee hom eer. Ek wil vanmôre vir jou sê, volk van die Here, luister mooi. Luister mooi. Ek sê vanmôre vir die woord wat God vir my gegee het. En ek glo hom, omdat hy 'n beloner is van die wat hom soek. God sê, as julle in beweging kom, sal julle my hand aanskou. Hoor vanmôre die woord van die Here. Die oomblik as jy in beweging kom, sal jy my hand aanskou. So spreek die Here. In jou besigheid, begin spasie maak vir dit wat God gaan doen, en God sal dit doen. Ek het dit gesê, ek gaan nie julle getuienis gee, maar ek wil 'n stukkie sê. Toe ek vir mekaar die karre verkoop het, dan sit almal nou maar daar rond en hoop wie gaan die eerste deeltjie doen, en dan eindig hulle ook maar by 2 of 3 of hoeveel ook al karretjies wat hy verkoop. Begin van die maand, as ek die eerste dag is ek daar vroeg by die werk. Dan vat ek my leer wat ek die verkoopsleer, ek sit my OTP en ek sit my warranties in, ek sit my boekies, ek sit alles in, dan stek ek my leer so op. Hy manager kom aan, hy sê, "Hey, are you okay? What's this?" Ek sê, "It's to be completed." Ek sê, ek gaan hulle invul. Ek gaan hulle volmaak hierdie maand. Hy sê, "Ah, that sounds good," lag hy vir my.
Op die einde van die maand, dan maak ek die laaste steen van daai hoopie klaar. Want ek het geroep dit wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Ek het geloof in aksie gesit. Geloof dan is 'n vaste vertrou op die dinge wat jy hoop, 'n bewys van iets wat jy nie sien nie. En ek het dit geroep tot aksie. Die kerk wil sit en Here, U moet dit doen. Ag Here, seën my. Ek wil vandag vir jou sê, hy gaan jou nie seën nie. Die Here werk nie onder die dooies nie, daarom is daar net 'n halfuur stilte. Daar's net 'n halfuur stilte in die hemel. Dis dan nou om vir die rustiges kans te gee, om hulle uit te leef en stil te bly. Maar ek wil vir jou sê, die woord van die Here sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Hy sê, laat julle stemme wees soos bassein. Hy sê, die heerlikheid van God sal wees soos donderslag. God wil werk, kom net in beweging, man. Ek wil vanmôre vir jou vra, kom net saam met my op 'n plek en sê, Here, ons gaan opstaan. Here, ek gaan toelaat dat U wonderwerk doen. Ek sluit vanmôre daarmee. God wil 'n wonderwerk in jou lewe doen, maar kom in beweging. Jy wag jare vir die Here om dit te doen. Jy's nou moeg gewag. Kyk, ek wil nou vir jou sê, alle mans kan nou saam met my stem. Is nie so lekker om shopping te gaan doen altyd nie, nê? Afhangende van wie jy dit doen. Ek is nou daar my ma se gunsteling kind gewees. Ek hou van shopping. Ek like van shop. Al shop till I drop. Ek like van shop. Maar weet jy wat vang my? Wanneer my vrou 6 keer na een hempie kyk. Wanneer ek moet wag. Ek is nie so mal oor die wagdeel nie. Dan begin my voete swaar raak. My bene is moeg, my voete brand. Ek wil dan raak ek honger. Dis die ander moeilikheid. So dan sê ek vir my liefie, jy weet nou wat jy wil kyk. Ek kry jou oor 'n halfuur wie ek gaan so lank ander shopping doen. Nou ek wil vir jou sê, die tyd van wag bring ongemaklikheid baie keer. Die tyd van wag maak dat jy seer raak, moeg raak en moedeloos raak. Kom dan bietjie in beweging. Daar's 'n tyd wat die Here sê wag, verstaan dit nie mis nie. Maar daar's baie mense wat so lank wag vir jare se profeseë en dit het nog nie tot vervulling gekom nie. God sê kom in beweging. Hoor vanmôre die woord van die Here. Hier's manne wat hiervan getuienis gaan kry. Die Here wys vir my, hier's besighede wat hy gaan seën as gevolg van die stap van gehoorsaamheid. Hier's huwelike wat hy gaan seën as gevolg van die stap van gehoorsaamheid. As jy vanmôre sê, Here, ek sal die kanne bymekaar kry. Ek sal die kanne gaan haal, U doen die wonderwerk. Hoor vanmôre, God wil daai kanne vol olie maak. God wil vanmôre vir jou wyn maak uit water uit. God wil wonderwerke vir jou doen, maar jy moet die kanne gaan haal. Jy moet die kanne gaan haal. Maria sê, net dit wat hy sê, dit moet julle doen. Vanmôre sê ek vir julle, hoor die woord van die Here. Gaan haal kanne en bring hulle bymekaar. God wil voorsien. Kom ons gee hom eer. Amen.